Vriende, baie welkom by ons opstandingsdiens vanoggend. Mag jy die vreugde van die opstanding van die Here Jesus ook in hierdie môre ervaar. En oor die hele wêreld groet Christene mekaar vanoggend met daardie woorde: die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons oor hierdie lydingstyd en oor hierdie Paastyd Goeie Vrydag kon beleef. Al was dit verskriklik om ietsie te kon beleef van hoe dat U gesterf het en hoe dat U gelei het, sodat ons kan lewe, sodat ons van ons sonde verlos kan word. Maar nou stap ons verder na die oop graf toe. Vader, en ons weet, ons gaan vanoggend goeie nuus kry vanuit die begrafplaas. Wil U gee dat hierdie goeie nuus ons lewe nuut sal maak. Amen. Ons lees uit 1 Korintiërs 15 vanaf vers 17. Paulus sê, en as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Tot sover. In 1922 vind een van die grootste ontdekkings in Egipte plaas. Die graf van koning of farao Tutankhamen word gevind. En die wêreld was verbaas oor die skatte wat hulle binne in hierdie graf gekry het en oor die historiese materiaal wat van Egipte vertel het van daardie tyd. En vandag word dit in die museum daar geberg. En daarom is dit seker een van die bekendste grafte in die wêreld. Maar die bekendste graf in die wêreld is die graf van Jesus Christus. En nie vir dit wat binne in die graf gekry is nie, maar juis vir die feit dat Jesus se graf leeg was. En oor die feit dat die wêreld probeer 'n antwoord daarop gee, kan 'n mens maar net wonder. En daar's verskillende teorieë. Sommige sê nee, die graf is leeg, want Jesus het dwelms gebruik, hulle het vir hom dwelms gegee aan die kruis, en toe hy weer wakker word, toe het hy deur hierdie pyn en alles gegaan, en hy toe maar net daar uit die graf uitgekom. Die tweede wat mense sê, nee, die Christene het sy liggaam gesteel, en toe het hulle van sy liggaam ontslaag geraak, en nou is hulle besig om hierdie storie van die opstanding oor die hele wêreld te versprei. Die derde is dat mense sê, ag kyk, ons weet ons nou dis onmoontlik. Die beste wat ons kan doen in ons tyd met die moderne tegnologie is dat ons jou kan vries en dan sit ons jou tussen al die satelliete daar in die buitekant van die aarde totdat ons later weer miskien vir jou kan opwek. En so vind ons dat die Korintiërs, hulle het sommer prontuit gesê, daar is nie lewe na die dood nie, daar is nie 'n opstanding nie. En daarom kom Paulus en dan antwoord hy hulle, en hy praat eintlik met die gelowiges veral, en hy sê, ons moet een ding onthou, as dit so is dat Christus nie opgestaan het nie, dan is ons geloof en ons prediking waardeloos. En die woordjie wat hy daar gebruik is eintlik 'n woordjie wat sê, dan is dit as dit ware hol, dan is dit as dit ware leeg. Dis amper soos die Paas sjokoladehaas, wat net daai buitekant is, en in die binnekant is daar niks nie. En dan beteken dit dat ons eerder in hierdie môre iets anders sou doen, as om na hierdie boodskap te luister. So gebeur dit dat wanneer ons vir 'n oomblik terugdink, toe ons daar rondom die kruis gestaan het, Vrydag, op Goeie Vrydag, dan hoor ons die skare hoe dat hulle skreeu, hy kry wat hy verdien, en ons hoor hoe dat die soldate lag, en hoe dat hulle sy klere en alles uitloot, en ons hoor hierdie twee kruiselinge langsong, wat ook 'n woord het, waarvan die een sê, Here, dink aan my, en dan hoor ons hoe dat die onskuldige een 7 kruiswoorde gee, waarvan daar is om te sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en waarin hy sê, in U hande gee ek my gees oor. Maar die oomblik wanneer hulle hom van die kruis afhaal, sy vriende, en hom na die graf toe vat, dan wonder mens oor hom wat oor die lewe gepreek het, oor hom wat die liefde verkondig het,
Oor hom wat gesê het, ek bring vir julle 'n nuwe koninkryk, ek bring vir julle 'n nuwe lewe. En dan wonder 'n mens, het dit alles sin? En nou kom Paulus en hy sê ja, die opstanding van die Here gee dit alles sin. Daarom sing hy 'n lied. Hy sê, dood, waar is jou oorwinning? Doderyk, waar is jou angel? So spot Paulus met die dood. Want sê hy, as ons aan ander goed vashou, volgens vers 2 van dieselfde hoofstuk, dan het julle iets wat sinloos is. Dan is dit waardeloos. En daarom mag ons in hierdie môre vashou aan die Bybelse boodskap van die opstanding van die Here. Maar dan gaan hy verder in vers 17, hy sê, as Christus nie opgestaan het nie, dan is julle nog gevange in julle sondes. Met ander woorde, dan is die skuld nog nie betaal nie, want op Golgotha word die skuld van die mensdom betaal, word God se toorn van die mensdom afgedirigeer na Jesus toe, sodat hy gestraf word. En daarom sê 1 Korintiërs 7 vers 22, hy sê, dat omdat Christus opgestaan het, is ons vrygekoop van ons sondes. Ons is nie meer slawe nie, ons is nie meer aan die kettinge van die sonde gebind nie, want Jesus kom betaal vir ons sondes. Ja, hy betaal nie met geld nie, hy betaal met sy bloed, en sy bloed reinig vir jou en vir my. En daardeur maak hy ons nuut, en wil hy vir ons 'n nuwe lewe gee. Die wêreld dink dat ons nie verlossing van sondes nodig het nie. So het dit by geleentheid gebeur dat 'n koning het vir sy 2 seuns gesê, is dit so dat 'n ware heer gebore word, of word hy deur opvoeding dit geleer? En die een seun het gesê, nee, so 'n persoon word gebore, en die ander een het gesê, nee pa, dis deur die opvoeding. Ons moet net mense opvoed, dan sal die wêreld nie vir God nodig hê nie, want die mense sal nie sonde doen nie. En so het die koning gesê, goed, die een wat dit vir my kan bewys, hy kry die koninkryk as 'n opvolging. En so gebeur het, die een seun het toe by 'n kroeg waar hy gekuier het hy 'n kat gesien, 'n kat wat opgelei is as 'n kelder. En hierdie kat het so geloop, dan loop hy met die skinkbord, en dan gee hy vir die klante hulle drankies, of wat hulle ook al nodig het, en toe koop hy hierdie kat. Want hy wil wys, hoe kan 'n dier opgelei word, hoe kan 'n kat opgelei word om 'n kelner te wees? En sy boetie het daarvan gehoor en hy het geweet, nou is hy in die moeilikheid. Want sy boetie wil wys, deur opvoeding kan jy enigiets laat doen. En toe moes hy 'n plan maak. En die dag toe hulle voor die koning staan, toe het die seun wat die kat het hy natuurlik vir hierdie kat gesê, en hy sit vir hom so 'n mooi sjokolade daar op die skinkbord, en hy sê, gee vir die koning. En hierdie kat het pragtig geloop op sy agterpote en dit vir die koning gevat. En op daardie moment, toe het die ander seun, het hy 2 muise op die grond losgelaat. En julle sal nie glo nie. Die volgende oomblik, toe is daardie kat wat die kelner is hy pure kat. En hy het vergeet van die koning. Want sien, as ons dink dat opvoeding ons sal red, as ons dink dat ons net 'n ander gesindheid moet hê, as ons dink dat dit maar net so moet wees dat ons intellek ons kan red, dan het ons dit ver mis. Dan wil die Here vir ons wys, ons het nodig dat ons sonde vergewe word. Ons het nodig dat ons lewe nuut gemaak moet word. En miskien sit jy vanoggend daar en jy het al soveel keer probeer om jou lewe nuut te maak en jy kry dit nie reg nie. Die Here wil dit vir jou doen. Want dit is die boodskap van die opstanding. Maar daarby kom ons. Paulus sê derdens, hy sê, as julle glo dat Jesus nie opgestaan het nie, dan is julle die bejammeringswaardigste van alle mense, vers 19. Met ander woorde, dan het ons niks waarop ons kan bou nie. Want sien, die opstanding gee vir ons 'n toekoms. Want sê hy, Christus is die eersteling wat deur die dood gegaan het, en so gaan ons almal volg, en daarom kan ons weet, selfs wanneer ons sterwe, dat ons deel het aan die lewe. Maar die belangrike is ook, omdat hy opgestaan het, regeer hy. Al lyk dit vir ons of die wêreldse leiers regeer, is dit die koning wat regeer. Want 1 Johannes 4 vers 4 sê vir ons, hy wat binne in julle is groter
as die dinge wat in die wêreld is. Vriende, en daarom is dit hy wat vir ons 'n toekoms gee, om in tye van moeilike omstandighede vertroosting te gee. Om in tye wanneer dit vir jou baie moeilik is, om vir jou hoop te gee, om te kan aangaan. Maar dan kom Paulus, hy sê 3 goed, hy sê, met ander woorde, heel eerste beteken dit, die opstanding van Jesus beteken dat ons 'n inhoud het, dit maak ons geloof sinvol. Tweedens beteken dit dat ons van ons sonde vry is, ons is nie meer slawe nie. En in die derde plek het hy gesê, dat ons 'n toekoms het, dat ons sy onderdane is, en dat ons saam met hom leef. Maar dan kom hy en dan gee hy 'n uitdaging. En daai uitdaging staan in vers 58. Hy sê, as jy glo dat Jesus opgestaan het, dan moet julle standvastig, onwankelbaar in die geloof wees. En wat hy eintlik wil sê is, julle moet getrou wees, julle moet op julle pos bly. Dis wat hierdie standvastig beteken. Dis soos 'n posseël wat op 'n koevert geplak is. Maak nie saak waar hy trek nie, maak nie saak waar hy hanteer word nie. Sy doel is om die posseël op die koevert te wees. En dan gaan hy verder en hy sê, maar julle moet ook oorvloedig wees in die werk van die Here. Oorvloedig beteken soos 'n dam waarvan die water oorloop, oor die walle. En as jy glo in die opstanding van die Here Jesus, moet jy bereid wees om te sê, uit dankbaarheid, Here, wil ek ook oorvloedig wees. In hierdie week mag die Here gee dat ons standvastig sal staan in ons geloof. Mag hy gee dat ons oorvloedig sal wees in die werk vir hom, uit dankbaarheid, sodat die wêreld deur ons lewensvenster een ding kan sien. En dit is, ons het die blydskap en die vreugde, want die Here Jesus, ons koning, het uit die dood uit opgestaan en hy lewe. Die graf is leeg. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet die opstanding is die nuwejaarsdag vir ons siel. En dat omdat U opgestaan het, is daar lewe vir elkeen wat U aanvaar as verlosser. En daarom sê ons dankie dat U ons ook uitdaag om standvastig te wees en om oorvloedig te wees ten opsigte van ons dankbaarheid. Ons loof U vir die goedheid en ons loof U vir die lewe wat U vir ons gee. In Jesus se naam. Amen. Vriende, baie dankie vir die dankoffer wat U op 'n gereelde basis gee. Dit help vir ons as gemeente om dan ook te kan funksioneer. Ontvang nou die seën van die Here en mag jy 'n opstandingslewe ook lei. Mag dan nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons wees en bly, want die graf is leeg. Amen.